Toe die spreekwoordelike 7 maarjare in die vorm van droogte tref, rol boervrou Michelle Brits noodgedwonge moue op en stook self die vleispotte van Egipte in haar plaaskombuis. Vandag, 6 jaar later, het haar skamele kombuisbedryf uitgekring na 'n produktiewe onderneming wat wegneem boerekos vir groot dele van die Vrystaat en Gauteng opdis. Vanessa Marie het by Michelle se kombuis gaan proe. Reeds op 6 woeker sy en haar tweelingsus in ma se kombuis. Op 10 bak sy al om te verkoop en nie lank nie, of hulle het die dorp op horings met van pannekoek tot egte plaas curry en rys om te verkwansel. Dit was die wonderlikste leerskool, want vandag kook Michelle Brits hier van die Ficksburg distrik 'n storm los met haar wegneem boerekos, genaamd Michelle se kombuis. Jy was altyd nog van kleins af 'n entrepreneur en lief vir kos maak. Ja, nee, baie. Van 'n 6-jarige ouderdom moes ek die bazaar of die kermis, die kerkbazaar se koeke bak, want my ma het net nie tyd gekry nie. En van kleins af het ek my sussie en my ma in die kombuis gehelp en op 'n 10-jarige ouderdom het my pa en my ma ons van 'n entrepreneurskap geleer en gesê ons moet ten minste die helfte van ons sporttoere se geld self insamel. Dan het ek en my tweelingsussie pannekoeke gebak en curry en rys gemaak. Enigiets wat ons kon maak, het ons dan in die dorp verkoop. En so het ons geleer van entrepreneurskap en van werk en om ons eie geld te verdien. Ek dink dit is hoekom ek dalk vandag so gedrewe is en hardwerkend is en 'n sukses van my besigheid kan maak. Ja, maar dit was nie altyd so nie, want jy was eers ondersteunende rol meer vir jou man wat toe in die buiteland gaan rugby speel het. Ons het 7 jaar in die buiteland gebly, 3 jaar in Italië waar ons seun gebore is en 4 jaar in Frankryk. Daar kon ek nou nie gewerk het nie, maar dit het my so geïnspireer om die kulture en al die ander lande se daai tipe kulinaire kosse te kon maak. Was die plan altyd om terug te kom en te boer? Kyk, ander tale is moeilik hoor. Ons moes 2 tale leer in 7 jaar, alhoewel my man en ons seentjie voordat hy nog 4 was vlot Frans kon praat. Dis net nie jou mense nie. Mens verlang terug na jou tipe mense toe. Ons het nie regtig geweet wat gaan ons doen as ons terugkom nie, maar ons het geweet ons wil terugkom na ons tuisland toe. 8 jaar terug koop hulle hierdie lieflike plaas. Hul droomplek verander byna in 'n nagmerrie toe 'n erge droogte tref. Dit skep egter die perfekte braakland vir Michelle se kombuis. Ek wou my man baie graag finansiëel bystaan en toe my tannie of eintlik my man se tannie vir my gesê sy wens daar was iemand wat kospakkies vir haar of mamma pakkies althans vir haar kind kon maak toe hy in die koshuis was op universiteit. En toe klik dit net by my, maar ek kan dit doen en ek het 'n liefde vir dit en ek het die gaping in die mark raak gesien vir die gevriesde etes en ja, binne 2 weke het ek my besigheid begin met die ondersteuning van 'n ongelooflike vriendin wat my gehelp het en leiding gegee het en ja, en toe dit net begin. Ek het in hierdie klein kombuisie het ek begin. Ek het 'n geleende vrieskas by my skoonma gehad en ek het met 'n ou stoof begin en ek het begin koeke bak, maar ek het so 10 of 12 geregte op my spyskaart gehad en toe was dit net vir my te veel gewees op daai slag. En toe het ek bietjie afgeskaal en toe het ek geleidelik saam met my besigheid gegroei. Van die goeders het nie goed gevries nie. Mens moet die resepte aanpas vir al as jy groot maat maak. Dis nie net as jy 1 kilogram maak. Partykeer maak ek 16 kilogram se beef lasagna op 'n slag. So jy moet die resepte totaal en al aanpas. Jy moet dit vries, jy moet dit toets. Kyk, as dit ontvries, is dit nog steeds so lekker as jy dit opwarm. So dit het baie trial and error gevat. Wie is jou teikenmark? Omdat die lewe so gejaag is, mense kry nie meer tyd om kwaliteit kos vir hulle gesin voor te sit nie. So my doel is om daai familietyd aan gesinne te verskaf. En dan natuurlik is daar baie ouer mensies in die aftreeoorde wat ook by my bestel. Maar wat vir my die lekkerste is dat wyd en suid oor die hele wêreld is daar kinders wat bestellings by my insit en dan lewer ek by hulle ouers af in die ouer huise. Maar daai is vir my ekstra spesiaal want dan drink ek gou 'n koppie koffie of gesels 'n bietjie met hulle. Maar as jy daai kospakkie by hulle aflewer, net daai gesig wat jy sien, dit is vir my, dit maak my hart so bly. Sjoe, so hierdie is nou die regte Michelle se kombuis. Ja, dit is die kombuis wat my man omskep het van ons motorhuis af, toe die vraag groot geraak het.
My sussie was ook 'n groot inspirasie vir Michelle se kombuis omdat sy verbruikerswetenskappe geswat het en sy die agtergrond het van kosmaak. Alhoewel ek groot liefde het vir dit, het sy die meeste kennis van kosmaak en ek het haar baie raad gevra toe ek my resepte ontwikkel het. Sy het die talent en die kunstigheid gehad. Nou ek wil sê jou proefkonyn, maar ek dink in hierdie geval is dit 'n proefkonyn, nê? Wie toets al jou resepte? My man sal baie vinnig vir my sê as hy van iets hou of nie. As die kinders naweek huis toe kom, dan probeer ek altyd nuwe resepte en ek moet elke dag proe aan al die geregte. So ek self is al bietjie moeg vir Michelle se kombuis se kos, want ek moet seker maak voordat uitgaan dit is perfek. En dit is hoe ek maar Michelle se kombuis ook uitbrei om nuwe geregte op die spyskaart te sit. Jy eet lekker, hoor. Ja, ek moet ook maar kyk, ek proe baie van die disse, maar die butter chicken is my gunsteling. Sy weet al sy moet vir my 'n bakkie eenkant uitskep, want sy maak ons nou maar groot maat, so sy sit vir my 'n bakkie uit elke dag wanneer sy dit maak. Die huis ruik seker altyd lekker. Ja, behalwe as sy curry maak, dan trek dit die hele huis vol. Maar ja, dis regtig baie nice. Sedertdien ryg sy die toekennings in, soos die Tinteltong toekenning vir smil lekker kos in Afrikaans en die netwerker van formaat van AfriForum. Sy preek ook op die kassie in programme soos onder meer Winslyn. Die grootste genoegdoening van Michelle se kombuis lê natuurlik in die kliëntereaksie en weer terugkom. Hoe gereeld maak jy van Michelle se kombuis gebruik? Omtrent seker elke maand wat ons by Michelle iets kry vir onsself en vir ons gaste by die gastehuis. Wat maak Michelle se kombuis so groot sukses, dink jy? Ek dink eerste gaan dit oor Michelle, want almal leer vir Michelle ken en sy is so passievol op dit wat sy doen en die produk wat sy lewer en dan die kwaliteit wat 'n ou kry. Uiteindelik reg vir die tongtippie toets. Sê vir my Michelle, wat het ons vandag? Ek het vir jou 'n heerlike beef lasagne gemaak wat 'n tradisionele boerekos is en dan 'n butter chicken wat my man se gunsteling is. Albei hierdie disse is my gunsteling, so ek gaan baie krities wees vandag. Die lasagne, ek gaan hom sommer eers probeer. Ooh, kyk hoe lekker kaas en die lekker wit sous. Ja. Is dit wat jy gedink het dit sal wees? Dis beter. Dis heerlik. Ek is reg om my butter chicken nou ook te probeer. Kan ek sommer vir jou inskep? Asseblief. Okay. Hy kan dalk 'n bietjie branderig wees, maar Perfek. Hy's romerig en hy is vol lekker geure. Wat sal jou raad wees vir mense wat ook 'n onderneming van die huis af wil begin, maar dalk net te bang is? volg jou passie, want as jy jou passie uitleef, is jou werk nie regtig werk nie. En as jy nie gaan begin nie, gaan jy nooit weet wat jy regtig kan behaal of bereik nie. Wel, ek dink vandag was 'n baie suksesvolle dag vir my maag. So baie dankie vir die heerlike kos en ek hoop regtig van harte dat ek 'n hele paar van dit kan huis toe vat. Ek het genoeg in die vrieskas, so ek sal vir jou saamstuur. Dankie, Michelle.